welkom by 'n splinternuwe episode van Die Reine Wynheid, waar ons die pragtige wynkultuur van Suid-Afrika verken. En vandag is die fokus op Pinotage, 100 jaar en 4 groot kokkedore kom kuier in die ateljee. Maar soos gewoonlik, eers my wyn van die week, en aangesien ons dan nou praat oor Pinotage, ek het onlangs die voorreg gehad om die Dorper Pinotage te proe. En ek het dadelik daarna vir my 'n bottel daarvan gekoop om dit weer te geniet en rustig te kan sit en bietjie ontleed. Ek gaan wel vir Greg Sherwood aanhaal. Hy is 'n meester van wyn gebaseer in Londen en hy sê dit is 'n lewendige, parfuem-energieke Pinotage met komplekse blomaromas van swart en blou bessievrugte en dan ook so stukkie swart kersie, bosbessie. En iets wat vir my uitgestaan het is net hierdie is so 'n goeie voorbeeld van die variëteit se diversiteit. En ek hoop jy kan 'n Dorper Pinotage in die hande kry. Dit is gemaak deur Reg Holder. Die Pinotage verkoop vir so net oor die R300. Greg Sherwood het dit 'n 94 uit 100 gegee. En in Tim Atkins se nuwe verslag van Suid-Afrika het hy dit 95 uit 100 gegee. Dis 'n elegante wyn, elegante tannine. Geniet hom en as jy hom al geproe het, laat my weet of hom gaan proe. Ek hoor van jou. Brink by rsg.co.za. Elke keer as ek dink aan hierdie storie, dan dink ek, dis 'n sprokiesverhaal, want dit moet 'n sprokiesverhaal wees, want die kanse dat dinge uitgedraai het soos dit uitgedraai het met hierdie trots Suid-Afrikaanse variëteit, dit moes nie gebeur het nie. Dit was alles met soveel toeval, dit was nie 'n gestruktureerde, beplande laboratoriumprojek nie. Dis 'n plantjie in 'n agterplaas en iemand het gesê, moenie die plantjie weggooi nie, maar hulle gaan die storie vir ons vertel. Ek is geweldig bevoorreg om my gaste te verwelkom in die ateljee. Natuurlik is dit die koning van Pinotage, hierso aan my regterkant, Beyers Trieter, voorsitter van die Pinotage Assosiasie en natuurlik van Beyers Kloof. De Wet Viljoen is die ondervoorsitter, hy is van Wildekraans, voorheen van Netlingshof, Wilhelm Kritzinger van Bellevue, waar die eerste Pinotage geplant is. Daai blok is 1953, is nog daar. Hy gaan vir ons daai storie vertel. Dirk Coetzee, wat nou hoor ek daar's 'n pope van Pinotage, wat ek nie so goed geken het nie, maar hy was jou mentor, jy kan vir ons bietjie daarvan vertel. Dirk Coetzee van Laveneer hier. En voordat ons verder gesels, gesondheid op 100 jaar van Pinotage. Manne, dankie. Dankie. Gesondheid. 100 jaar, 1925. Beyers, kan ek vir jou vra, hoeveel keer, het jy 'n idee van hoeveel keer jy nou al die storie vertel het? Is dit in die duisende? Dit moet seker wees. Seker naby die duisende, glo ek, maar jy weet, ek word s'nags wakker, dan skree ek 1924. Dan, as daar iemand saam met my in die bed is, dan sê hulle, nee, dit was 25. So, nee, ek sal in die nag wakker word, dan gaan ek vir jou die storie kan sê. Dis nou, ek kan dit vir jou 2 uur vertel, 1 uur lang, 'n kwartier lang. Maar dis 'n wonderlike storie, nee. Dis absoluut 'n hartstorie eintlik. Ja. En die ding is, ons het nou baie tyd hier, want daar is nie 'n beperking op potgooi en noodwendig is, so jy kan maar lekker om vir Beyers te stop. Kyk, hy sou 'n dokter word, raak hy nie 'n dokter. Ek sê al die jare jy moes maar eintlik 'n dominee geword het. Want jy vertel en praat met mense met soveel passie. Maar vertel hy storie asseblief vir ons. Nee, dis eintlik 24. Goed. Kyk, Perold het alles opgeskryf, nee, en hy het baie met potlood geskryf, jy weet. Hy amper soos die manne van Groen, hulle skryf ook met potlode. Want pen gee mos nou 'n CO2 gas af. So lyk my Perold was daai tyd al ingestel om met potlood te skryf. En hy het in sy dagboek geskryf, die 17de November 1924, het hy die kruising gemaak. Hy het Pinot Fin, wat die 42, daar's 42 Pinot Noir klone, maar dis die oudste kloon. Dis kloon 115, het hy met Hermetyk gekruis. Nou Hermetyk is die synoniem vir Cinsault of Cinsault. En by die pollen, die styfmeel, kyk ek vertel die storie in Engels baie, so die styfmeel op die stempel van die Cinsault gesit, die Pinot Noir styfmeel. En toe het hy die pitte gekry. En die pitte is geplant en die eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25. Dis hoekom ons sê die Pinotage is 100 in 1925. Nou dis maklik, as jy na 'n oesjaar kyk, 24 begin die groei,
Die korrels is al daar, hulle kleur al in 24, maar die wyn word in 25 gemaak. So, dis ook, ek gebruik myself. Ek is my baba van 55, so ek is gekruis in 54. Nou dit is vir, ek hoop die ma's en pa's wat nou luister, druk jou kinders se ore toe. Maar ek weet nooit wat my ma en pa agter daai geslote deure geskree het. Hulle definitief die Beyers geskree. Maar whatever, hulle het my naam eers in 55 gegee. Ja. So dis 'n maklike beskrywing vir die hele ding. Maar soos jy sê, Pinotage moes nie daar gewees het nie. Want Pierrot het die kruising gemaak, maar toe hy KWV toe gaan, toe kom Charlie Neus op 'n fiets by sy huis verby en hy 4 saailinge is geplant daar in sy tuin. En toe skree hy, stop manne, daar's iets baie belangriks wat daar staan. Toe vat hulle dit universiteit toe, plan dit daar. En as hulle dit geënt het op onderstokke van daai tyd soos Jacquay en 'n paar ander onderstokke wat vol virusse is, sou Pinotage ook nie bestaan het nie. Want toe het hulle 2 onderstokke wat vir Loxara bestand was uit Amerika, uit rigter 99 en rigter 110 en is daar opgeënt. So dis hoekom Pinotage is. Ek weet daar's baie goed tussenin ook in die geskiedenis nog wat ons kan praat, maar hier sit klomp slang man om die as ek daai storie moet praat, gaan ons die hele pot gooi. Nee, ek hoor jou. Doodmaak. Kyk, 'n mens kan ons maar nie vir Beyers laat loop en dan jy weet hy kom ons maar net praat. Beyers, ek wil natuurlik net sê, goed, jy was by Kanonkop gewees, jy het jou eie handelsmerk begin met Beyers Kloof. Jou seun Henri vertel ook hierdie storie so pragtig. Hy is nou die prins van Pinotage, soos wat ek nou verstaan, maar wat was die eerste Pinotage wat jy gemaak het wat jy regtig trots op was? Want ek meen, ek kan nie dink dat ek al ooit 'n Kanonkop gedrink het wat nie vir my lekker was nie. En ek het al 'n paar oues ook gedrink. Maar daai eerste een wat jy kan onthou en jy sê hierdie variëteit wil ek my naam 100% aanheg. Ek dink die heel eerste, ek het in 81 begin wyn maak op Kanonkop. So toe ek die rou produk proe. Toe besef ek hierdie wyn het eintlik meer in hom in as wat ek sien op die rakke of soos mense Pinotage behandel het daai tyd. Hy was nooit reg behandel nie. En as jy dink aan die Bordeaux versnitte en wyne wat hoë pryse behaal het en alles, was dit wyne wat in hout verouder was. Ja. Pinotage het almal gesê, jy moenie naby hout kom met hom, hy moet 'n ou hout ingaan. Jy weet, 'n houtvader wat 100 jaar oud is. Nou sit jy 'n Pinotage en dan kom hy aan die ander kant uit, die pragtige wyn vol vrugte, mooi kleure. Nou kom hy aan die ander kant uit en dan sê hy, ek wil nie sê hoe hy smaak nie, want dis die graderend of hoe die grading soos die Engelse ou sê. Ja. En toe het ek begin met nuwe houtvate in 82 al. En dit was 'n hele omkeer, want daai vrug was toe net sterker vasgevang en die kleur was beter, alles was beter gewees. En dis van die begin af het ek 'n liefde vir Pinotage gehad. Ja, daar's so 'n siening oor ou houtvate wat vreeslik geromantiseer word, maar ek gaan nou nie, dis 'n potgooi vir 'n ander dag. Nee, ek en jy kan ure daaroor praat. Omtrent. Ure. Beyers, ja nee, ons kan regtig maar eendag moet ons net laat loop en dan moet jy alles, jou hele lewensverhaal vir ons kom vertel. Ek gaan jou draai kom maak, maar ons het in die glas hier so 2 verskillende wyne wat gebring is en De Wet het vir ons van Willekrans 'n lekker Pinotage gebring en dan het Wilhelm vir ons van Bellevue as deel van die Old Vine Pinotage erfenis reeks 1953 'n bottel gebring. Wilhelm, dis 'n groot voorreg om hierdie wyn te drink. Dis nie sommer net oral beskikbaar en so nie, en jy moes toestemming vra vir ons 'n bottel kan proe. Groot voorreg, dankie daarvoor. Ek het dit in my glas. Vertel net vir ons die belang van Bellevue en die geskiedenis in terme van Pinotage. Marlies, ek dink dis belangrik dat daar is baie verkeerde inligting en halwe waarhede in baie bedrywe, onder andere in die wynbedryf. Oom PK Morkel wat die eienaar was en ook soos Paul Sauer by Kanonkop was almal rugbyspelers gewees. Hy wou Gamay-Noor plant en hulle het nie gehad nie. En toe het hulle hom op die eind oortuig om hierdie nuwe Suid-Afrikaanse boertjie kultivar wat homself geskep het om dit te plant. En dit was die 1953 blok wat hulle, ons noem hom die huishang,
want hy sit teen 'n hang daar waar daar so houthuis staan op Bellevue. As jy plant is dit gewoonlik 3 na 4 jaar voordat jy die eerste wyn gaan maak van daai stokkies. In die begin is dit maar dat hulle wortels moet afgaan, jy laat hom nie dra nie, dit gaan oorgroei om hom sterk te maak. En toe in 1959 het P.K. Morkel 'n baie mooi wyn gemaak uit hierdie ou blok. En hy het hom ingeskryf, ek dink hulle daai tyd het genoem die Kaapse Wynskou, wat ons vandag ken as die Nasionale Jong Wynskou. Die Suid-Afrikaanse wynskou genoem. Dit was eintlik die myn ding. Dit was die hoof. Ja, as jy dit gewen het, is jy die koning en gewees. Die wyn het hy toe ingeskryf daar, en die wyn was bo al die bekende Franse, soos ons sal sê, noble cultivars, het hierdie Suid-Afrikaanse cultivar gekom, en die eerste keer wat hy in die speletjie kom, het hy gewen, en hy was gekies as die beste wyn op die skou uit die 1959 oesjaar, wat dan nou vir hom die Generaal Smuts trofee gegee het. Nou, op daai stadium het Bellevue net soos Kanonkop nie hulle eie wyne gebottelleer nie. Dit het alles gegaan na Stellenbosch Farmers Wineries, wat later mos nou met distillers geamalgameer het en distel geword het, Heineken vandag. So die wyn het eers in Bellevue se hande as 'n jong, ongehoute tankwyn die Generaal Smuts trofee gewen. Toe is die wyn in tank aan Stellenbosch Farmers Wineries verkoop. Hulle het dit in vaatjies gesit en verouder en later gebottelleer onder 'n etiket, 'n handelsmerk wat aan hulle behoort het met die naam van Landsrak. Niks te doen met die Landsrak van vandag nie. Later jare het die Landsrak wat ons almal nou ken, die regte op hierdie etiket van Stellenbosch Farmers af oorgekoop, en ek is nie 100% seker oor die jaar nie, maar ek dink vir die eerste 7 jaar of so mag hulle nie pinotage onder dit geetiketeer het nie, totdat Farmers al hulle Landsrak geetiketeerde pinotage eers uitverkoop het, en daarna kon hulle aangaan met die handelsmerk. Dit is die hele storie van dit. Ek gebruik vandag nog daai wingerd. Ek maak nou al so my 25ste oesjaar wees in 2026 wat ek van hom af wyn maak. Vroeger jare het hy versny geraak met ons ander, die laaste klompie jare maak ons hom op sy eie, en hy het 'n unieke karakter. Al die ouer wingerde, julle ander manne hier wat met pinotage werk ook, my kelder ouens, as ons verbystap en ek pomp hom oor, dan sê dis die ou blok, nee meneer, sê ek, ja, hoe weet jy, sê ons kan hom ruik meneer, want hy ruik anders, hy's meer aan die elegante kant, meer na die Pinot Noir pa en die Cinsault moeder dan nou. Ons probeer ook nie om 'n reuse wyn om van hom te maak nie. Daai ou wingerde maak elegante wyne, en ek dink dit is wat mense met hulle moet doen. Ek dink hulle het by Landsrak, dit was mos reg, hulle het in die 1959 laaste bottels wat daar nog is onlangs geproe. Dit is wat Wynand van gepraat het, nee. Ja, daar is nog 'n klompie bottels in die omgewing. Ek weet nie of Beyers nog 'n paar weggesteek het ergens ook nie, maar ja, daar is nog 'n bietjie van hulle in die omgewing. De Wet, kyk hoe lag De Wet daar, maar De Wet kan die storie vertel, maar ek het 'n geleentheid gehad so 2-3 jaar terug, toe het hulle die ou Landsraks oorgekerk, en hulle het my gevra, ek moet kom help proe en net daar wees, en toe staan daar een kant so 500 milliliter botteltjie van 1959, en hy staan net daar, en toe hulle nou die toebroodjie saam met die tee, toe besluit ek, hierdie is nou die regte moment, om hierdie 59, wat hulle seker wou herkerk, om hom nou maar te proe. Toe het ek hom maar een kant gestaan uitdrink, maar De Wet het 'n ander geleentheid, wat was een van daai 3, Duimpie Bailey was ook betrokke daarbij, kan jy onthou De Wet? Ja nee, ek kan baie goed onthou, daar's baie stories, as dit kom by daai ou wyne, en toe Duimpie nog met ons was, het ons meer toegang gehad tot die tabernakel, wat ek seker is, of ek weet nie of almal al van dit gehoor het nie. Verduidelik bietjie vir die mense. Dis die ou Stellenbosch Farmers het 'n wonderlike wynversameling, en hulle praat van die tabernakel, en hulle het wyne van reg oor die wêreld, maar ook plaaslike wyne wat hulle daar bymekaar maak, soos 'n wynmuseum, 'n winoteek, en dis waar, en hulle hou so elke jaar, hou hulle, ek hoop hulle doen dit nou nog, Beyers, ek sê seker, hou hulle 'n herkerking van die ou wyne, want ons in Suid-Afrika ken nie eintlik daai tradisie om ou wyne te kirkie, so ons dink baie keer, jy sê my, hoekom hou die oorseese wyne, maar die oorseese produsente, die Franse, trek elke nou en dan die kirk, en dan gooi hulle 'n bietjie vars wyn by, en sit 'n nuwe kirk in.
En by die Tabernakel by Stellenbosch Farmers doen hulle dit ook. En is by daai geleentheid waarvan Beyers nou praat. En Duimpie Bailey, die legende in die wynbedryf, was 'n direkteur natuurlik van Farmers. So ek dink hy het sy eie sleutel gehad van die Tabernakel, en dan het ek en Beyers en 'n paar van die pinotage manne so nou en dan toegang gehad daartoe. En dis waar al die groot stories uitkom. So dis 'n wonderlike plek. Ek en De Wet en Duimpie moet vir oorseese mense by die Cape Wine, moet ons nou ou wyne, maar daar op daai stadium was daar sê hulle 3 van die ou 59's in omloop. Duimpie sê maar hy sal gaan loer daar, of van die miskien ekstra is, hier kom hy met 2 bottels aan vir die proe. Nou maak hy oop, en hy en De Wet kom terug, hulle sê, hierdie een kan van die mense gaan, maar hierdie een bly by ons. Ek sê nou, wat is die verskil tussen die twee? Toe sê hulle, die een wat ons gaan drink is baie beter as die ander een, maar die mense van wat oor see kom, hulle weet nie eintlik wat aangaan nie, hulle sal hou van die een. Jesus, maar dit was 'n mooi wyn. Ek weet nie wat die ander ouens gekry het nie, maar ons het dit baie geniet. Dit was by die vorige Cape Wine net voor COVID gewees, daai ene, nie die een net na COVID, ek kan nie die spesifieke datum onthou nie, maar die mense was in ekstasie gewees oor daai ene. En ons wonder nog wat met die derde bottel gebeur het, Beyers. Ons het net 2 gehad. Ek wonder of hy nie in my kellerie was nie, miskien nie, maar ek sal gaan soek, David. Maar ek wil bietjie op wat jy gesê het, net eenmaal met Bellevue. Kyk eens maar, jy moet Bellevue sê, anders is jy uit. Tannie het my amper vasgevat oor Bellevue in sê my seun, dis Bellevue. Maar Gerard Nieuwoud, Gerard van SFW, wat een van ons Pinotage assosiasie, hy het vir PK Morkel oorreed om Pinotage te plant. Kyk, hy oom was mal oor Pinotage. Kyk, onthou De Wet, hy daai blou hoedjie wat ons vir die eerste assosiasie gemaak het. Daai hoed was later aan geel, ek dink die eiergeel van die breakfast en so, maar hy het vir hom opgedra. Ja. Daai hoed was by sy begrafnis, was hy hoed bo op die kus gewees. Maar hy was absoluut, hy is 'n wonderlike oom gewees. Okay. In geval. Dirk, jy het nog niks gesê, kom ons hoor gou net van jou asseblief. Ek wil graag weet, mense luister so lekker nou hoe hulle gesels, maar ek wil vra, hoekom dink jy is mense so passievol oor Pinotage? En ek sê vir mense nou die aand ook by 'n proe, as jy byvoorbeeld by 'n veiling 'n top 10 Pinotage neersit, dan dit kry rekordbedrae wat mense bied op daai top 10. En die beste sommelier hier in die land het nou die dag vir ons gesê dat die nommer 1 wyn wat by Jan in Nice verkoop het, is 'n Pinotage van Diemersfontein. Daai sjokolade Pinotage. So dit was baie interessant dat hy dit gesê het. Ek dink daar's ook baie mense wat geïnteresseerd is daarin, maar Dirk, hoekom is mense so passievol, dink jy? Ek dink net as ons kyk na Pinotage en net by die storie aan te heg, ek was ook bevoorreg om daai, ek weet Beyers het 'n 63 ook gehad by hom en 'n 68 en maar net te sien hoe hierdie variëteit weer eens hoe hy verouder. Ek dink ons het so lank gewag omdat dit so jong variëteit is om by daai punt te kan kom, en ek dink as ons gaan kyk en Beyers het dit ook genoem, jy weet, ons het die ouens aan die stuur was cowboys in terme van hoe om Pinotage te hanteer en hoe om Pinotage te maak, en selfs daai wyne wys ongelooflik vandag. Ek weet De Wet het een keer vir ons in Stellenbosch by 'n restaurant toe gaan haal hy vir ons 'n wyn wat hy gedecant het, 'n 76 Netelingshof, en dieselfde storie. Hy en sy vrou die vorige aand het hy 'n bottel oopgemaak, toe maak hulle daai bottel klaar en toe gaan hulle na die volgende een toe bring hy dit vir ons om te proe. Maar net, ja, ek dink die onbekende, ek dink Pinotage is vandag op 'n plek waar dit aan 'n ek wil amper sê meer van 'n, as ek 'n Engelse woord, 'n fine-tuning fase is. En maar dit is reg Suid-Afrikaans. Ek dink dis ons, né? Ek dink dis wat belangrik is. En ek dink die mooi ding is ook as jy gaan kyk na Pinotage en geskiedkundigheid van Pinotage en hoe suksesvol hy was in kompetisies, en ek dink as jy hom blind proe en jy weet nie wat jy proe nie en hierdie wyn staan uit in 'n flight, soos ons kan sê, dan
dan maak dit sin. En ek dink dis die mooi ding van pinotage vandag. Ek glo na 100 jaar, na kom ons sê net oor die 60 jaar in kommersiële verkoop van pinotage, kan ons sien dat dis 'n variëteit met substans. Ek sê altyd, jy kan vir my enige variëteit gee. Geef my enige variëteit, ek sal dit vir jou kan verkoop. Ek sal daar kan oor praat vir baie lank. Pinotages kan ek heel nag praat daaroor, maar dit moet baie taaf wees as jy oor 'n variëteit moet praat en jy weet nie daar substans in dit nie. En ek dink pinotage het karaktertrekke soos hy het 'n ongelooflike tannienstruktuur. Ek weet die eerste keer wat hulle hom geproe het by Elsenburg en het hom so in die lug opgehou en hulle sien hierdie kleur was dit, jy weet hulle die ouens wat dit geproe het vir die eerste keer op eksperimentele basis het gesê hierdie ding is soos Shiraz, dis soos Petit Verdot, jy weet is ink, it's inky as well. Jy weet daar's soveel mooi goed van pinotage en ek dink ons hanteer pinotage vandag op 'n ander wyse wat nog mooier die wil ek amper sê sense of place uitbring, so die plek waar hy gemaak is, sy terroir baie mooi beskryf en ek stem saam Beyers, jy weet ou hout steel vrug en aanvanklik het ons heel waarskynlik vrug gesteel omdat hierdie ding so pragtige aroma profiel het ons gevoel miskien moet ons hierdie vrug demp en ons moenie eintlik nie. Ons moet dit eintlik net promoveer tot 'n mate en ek dink die goeie houtgebruik oor die jare en meer verstaan het gemaak dat ons regtig baie mooi pinotages in die bottel het. Vandag kan jy met gemoedsrus na 30, 40 produsente gaan en weet jy gaan wyn van kwaliteit kry en buite kom by die top 10 wat ook een van die oudste kompetisies in ons land is. Die geloofwaardigheid aan daai kompetisie is daar is nie 'n ander kompetisie in hierdie land met daai geloofwaardigheid nie. Ek kan getuig as jy die top 10 gewen het, dan verkoop die helfte van daai produksie uit nog voordat jy daai wyn vrygestel het. Net daar. Jy kry hom nie aan nie. Binne 'n week verkoop jy die helfte van jou produksie. Ek het hoeveel keer al die top 10 gewen met Lavenier. Dit was elke keer die geval. So mense sien soveel, hoe kan ek sê, dis net so ongelooflike waarde aan die kompetisie. Integriteit is wat jy nou verwys. So kwaliteit. Julle kan 'n bietjie praat, jy en De Wet, net oor die begin van die assosiasie en hoe lank dit nou al in die gang is en die sukses daarvan. Ja, Beyers, jy kan miskien met die begin. Ek dink jy was van die begin af daar. Ek was bevoorreg dat ek ingekom het so 'n jaar of 2 of 3 later, maar ek dink die begin was jy miskien beter om te vertel. Ja, ek het eintlik uit my kantoor uit het ek op 'n stadium het pinotage nie so hot gewees soos die Engelsman sou sê nie. En ek dink verkope was hy waar dit moet wees en whatever en interessant, ek het na Johan Kriege toe gegaan en gesê Johan, ons moet iets doen van Kanonkop om pinotage produsente saam te kry, saam te beklei vir die variëteit, jy weet, saam te eksperimenteer, saam te deel en ek sê vir hom dit gaan baie van my tyd vat en hy het dadelik gesê man, dit maak nie saak hoeveel het van jou tyd vat jy begin het en ek het uit my kantoortjie, maar ek het 'n klein kantoortjie gehad, ek dink daar kan 'n matras ingesleed, as my hond Diesel daar aangekom het en hy is nog daar, dan het ek op 'n kas gesit, want hy is groot gewees, nee. Maar in elk geval, ek het 120 fakse en telefoonoproepe gestuur, en by KWV die November, alles met pinotage, lyk my gebeur in November, toe was 120 mense daai dag daar, en dis wat die eerste bestuur is, en toe 2 jaar daarna het ons eers begin met die eerste kompetisie, en een van die goed, en ek wil het nou ook sê, een van hierdie 100 jaar goed is, ons gaan van 79 af 5 jaar vorentoe proe, ons het van die stelle nog oor, so ons gaan van die ou stelle 5, 79, 80, 81, 82, 83, en dan ook so van 19, 20, 21, 22, gaan ons 100 wyne proe. So. Matelisie is genooi. Kan ek dit kom afneem? Ek hoef nie te proe nie, dis okay. Nee, kan ek dit kom afneem? Jy moet proe. Ek sê hy sal baie graag wil. Maar ek gaan ook proe, nee. Beyers, is dit nou in Oktober die 36ste of die 37ste van hierdie jare te min daar vir pinotage 100, maar ek sien baie. Ek moet jou sê die dae is amper op, maar ons sal 2 stelle gebruik, so ou sal maklik 20 25 mense, ons nou nie baie skink nie, maar ons het altyd gesê die eerste top 10
was eintlik maar 'n top 5. En ek wil graag sien, jy weet, van daar af waar ons nou is, van die laaste, jy weet, met die laaste proef was daar 30 wyne bokant 90. So, en net die kwaliteitsverbetering en die mense se nuwe tegnieke wat hulle gebruik en 'n klomp goed wat verander het. So, daai 100 proef wil ek aan ten minste 'n paar wynmeesters van Suid-Afrika kry, net nie van Engeland nie. Want hulle dit is nog suur in ons monde, daai 76. So roesmaakie. Ons moet daaroor gesels baie. Ja, ons sal nou daarby uitkom. Hoeveel wynproewe het jy nou al hierdie jaar aangebied? Ek is by 96 nou. 96 wynproewe. Maar ek is seker 50 ander funksies ook. Ek het waar het ek 'n funksie gehou in die week wat ek nie 'n foto afgeneem het nie, so dit's verby. Daar's baie van hulle wat ek voel, ek is nie gemagtig om te sê dis 'n wynproe nie. Ek moet dan so 5 of 6 wyne bekendstel voordat dit 'n wynproe is. So ek op 96. Ja. Ek wil een op hierdie boot hier in die sleepboot in Kaapstad hawe wat Pinotage genoem is. Toe bel ek die Kaapse hawemeester. Ja. Toe sê man, daai boot is in Saldanha. Toe bel ek Saldanha se hawemeester. Toe sê hy, maar hy dink hy's 'n Mosselbaai. Toe sê ek, nee, jy moet gaan kyk, hy lê daar by jou. Iemand het seker in hom vasgery. Hy sê nee, hy dink die ding is al opgesny. Ek sê man, hy kan nie, ek het hom nou die dag in Kaapstad gesien. So, ek sal hom nog moet gaan soek, want ek wil baie graag, jare terug, toe hy oorgeverf het, ons 5 liter Beierskloof laat val teen hom. En toe hy val, en jy kyk op die see, toe lê daar 'n perfekte Pinotage blaar. Jy weet, ouens wat hoendervleis kry, ek kry nie hoendervleis. Ek is dus verdrink as so iets gebeur. Dominee, ek sê mos vir jou, dit loop die hele tyd so deur. Baie soveel Pinotage maak jy terloops en diesel is natuurlik vernoem. Ek het die 2015 diesel geproe. Ja. Dis by die Woordfees. Ja, dis 'n mooi wyn, Vaderland, maar mooi ook vernoem na jou hond, nee. Hoeveel maak jy? Ons het op die stadium 6, dink ek. Jy weet in ons konsentreer ons op Pinotage, so is maklik om dan 'n verskeidenheid te maak, maar dit is nog altyd Pinotage. Ja. En dis wat lekker is van wat ons doen, of dit nou versnitte is of nie versnitte is nie. Dis net lekker om met Pinotage te werk, want ons is lief vir Pinotage. Ek wil vir die wet ook gou vinnig vra en julle kan vir my 'n bietjie ook kommentaar lewer oor streke. Ons weet mos nou in Suid-Afrika is daar sekere streke wat meer geneig is tot beter Sauvignon Blanc of Pinot Noir, voor dit ook al sê. Maar die wet, jy het nou geskuif van Netelingshof af Willekrands toe. En dit is ook baie verskillende terroirs, die klimaat is anders. Hoe het jy Pinotage anders benader met daai skuif? Ja, dis 'n baie lekker vraag en 'n interessante vraag. So ek het 20 jaar basies Pinotage gemaak op een area by Netelingshof. Voor dit moet ek wel sê in Wellington wat ook heeltemal anders is, baie warmer is en wat ongelooflike goeie gronde het. En nou Willekrands waar ek nou is. So ek was bevoorreg en ek dink baie van hierdie manne links van my en jouself het skouers geskuur met professor Archer, Eben Archer. En sy groot ding was terroir. Sy groot ding was terroir en wat terroir aan die wyn kan bied en aan die dryfstok kan bied. Met ander woorde, dis daai, Dirk het net maar gesê, sense of place. En dis iets wat jy kry, dit word vir jou gegee. Jy kan nie dit kunsmatig skep in ons era waar ons nou is. Terloops, ons is almal regtig in hierdie ateljee, hoor, dis nie is nie KI nie. Nee, is nie KI nie. Maar in elk geval om terug te kom na jou vraag toe, so die grond gaan 'n groot verskil maak. En ek het so, dis nou my tweede oes gewees by Willekrands en ek gaan nou na my derde oesjaar toe. Die ongelooflike kalkryke gronde waar ek nou is, versus die swaarder diep gronde in Stellenbosch waarin ek voorheen wyn gemaak het, bring verskillende karaktertrekke uit in die wyn. So
die ligter kalkryke skaliegronde van Wildekraans bring die meer elegansie, noem dit nou maar die Pinot Noir kant van Pinotage uit, en jy kry dit, jy kan dit fisies proe, jy kan dit ruik, jy kan dit ervaar, en dis amazing, dis ongelooflik. Die wonderlike ding van Pinotage is, dis die een kultivar waar dit baie, baie duidelik vir jou gaan wys. En dan as jy dan nog so 'n stukkie seeklimaat daarby gooi, bietjie soutsproei van die oseaan af, dan kry jy 'n wonderlike kombinasie. So dit hou ons op ons tone, en dit maak wyn interessant. Julle het mos julle eie wyn wat jy ook maak, né? En ek het dit baie lank terug geproe, maar soos ek onthou is dit julle ander styl ook van Pinotage. Baie ander styl, ja. My liewe vrou is vandag op 'n vliegtuig op pad Pretoria toe om ons wyn te gaan bemark. Die wyn se naam is Spyker en Bessie. Spyker, Beier sit 'n groot glimlag, maar dit was Duimpie Bailey se bil, en jy sou hoor, ons praat baie van hom, en hy het 'n groot invloed op baie van ons lewens gehad. So, daai wyn is Stellenbosch van oorsprong, so dis weer donker geure, donker vrug, baie meer swaar, want ek dink as 'n bil se naam Spyker is, en dis waar die wyn sy naam vandaan kry, dan moet dit 'n groter wyn wees. 'n sterk swaar wyn is Dirk. Net om daarin te kom, as ek kyk, ek doen baie proe vir, jy weet, sommer net vir die bedryf in terme van grondtipes, en ek sien dit altyd as die hoeveelheid vog wat daar beskikbaar is tot die stok in sekere tye van ontwikkeling. So as jy dink aan sandsteen, is 'n baie poreuse medium, so jy verloor baie vroeg dag al jou water tot 'n mate, en jy moet dit ondersteun baie keer met besproeiing. Maar langs toe die kort, as ek dink aan Skali het 'n baie groot klei inhoud, en vir my wyne wat gemaak is met Skali, dis amper elke keer as die korrel of die stok na water soek, dan is daar 'n bietjie water. Hy gee dit vir 'n baie wil ek amper sê besparend tot die plant, maar dis elke keer vir my soos as hy deurslaan gaan, of hy korrelontwikkeling, en hy soek vir daai water, dan is die water daar, en dis hoekom vir my die wyne van Skali is, ek sê daai goed al awesome. Dis soos, dankie liewe Vader, hier's water. Ja. Jy weet, en daai wyne is vir my altyd oop, waar goed met sandsteen en graniet gee vir jou skouers, omrede is soos, ek is gespanne, jy weet, ek soek hy water, maar is nie ten volle vir my beskikbaar nie, en ek vind dit in die wyne ook, jy weet, die Skali wyne is so mooi, aromaties, en hulle al awesome. Ja, en ek dink, ek het by die Tim Atkin tasting ek kon nie al die wyn proe nie, en ek het net rooiwyn geproe. As ek nou by 'n ou kom wat net een bottel witwyn het ek nou maar ondersteun, jy weet, want ek haat dit om verby te loop, want toe daar het ek die Dorper Pinotage geproe, en weer baie ligte styl. Ek hou nogal, jy het vroeër gepraat van 'n vol, jy weet, struktuur en tannien, ek hou van 'n vol mond, jy weet, hy moet vir jou mooi vasvat, maar dit is interessant vir my dat Pinotage homself verleen ook tot soveel verskillende style. Ja, en ek weet, die Dorper word gemaak deur Reg Halder en Etienne Terblanche, en albei van hulle is baie uit die boks denkers as dit kom by Pinotage, en albei hou daarvan om regtig die omgewing te beskryf. So hulle het regtig gegaan vir 'n meer Burgundish kind of style, en mense kan dit sien in die wyn, en maar daar's 'n goeie kombinasie, daar's nog steeds goeie substansie, weer eens jy werk met Pinotage. So ja, ek is mal oor om daai Dorper te gebruik en van my proe. Ja. Of vir mense nog styl het, en dis iets wat Lavenier ook weer eens ons sien onsself as spesialiste in terme van Pinotage en die veelsidigheid daarvan uit te beeld. So ons doen 8 variante van Pinotage. En ek dink die mooi ding van Pinotage is hy het rooi vrug, esters noem ons dit. En esters, as jy sag werk met die variëteit, kan jy van 'n pragtige, ons doen 'n 100% MCC Brut Rosé met Pinotage, ons doen pragtige rosés, en so gaan dit deur die rooi, en dan eindig ons af dieselfde met 'n Cape Blend, wat ongelooflik versnit is van Pinotage, en Pinotage is so karakteristiek met daai soet spesery, dat selfs in 'n versnit gee dit vir jou hierdie ongelooflike drinkbaarheid en toeganklikheid tot die wyn. Sê gou vir mense, wat is die Cape Blend en wat is die reël met persentasie daar? So persentasie gewys, en Beiers, julle kan my reg help, 30% moet Pinotage wees, en nie meer as 70% nie. Ja. En verder kan hy enige ander variëteit bevat. Ja. So
Daar's nog een reeltjie, Jy ekskuus kan Willem. inkom, ja. Die enigste reeltjie wat ons bygebring het en jy is 100% reg. Ons het so 'n paar jaar terug een reël bygebring dat pinotage met die dominante cultivar in die versnit wees. Ja, Goed. ek het Willem, pak jy het gekry. lanklaas gepraat. Ek het pak gekry met daai reël 'n paar jaar terug. Ons het Atticus, verjaarpak ons Cape gekry, Blend moenie worry nie. was altyd meer Cabernet Sauvignon as pinotage. Ja. En hulle die reëls mos nou eers minimum 30, later maksimum 70 en toe kom hulle in hy moet die meerderheids cultivar wees en ons kry die e-pos en sê baie geluk, julle is in die 10 finaliste vir die Perold en stuur asseblief hierdie aan en toe bel hulle my, toe sê hulle vir my ons het 'n probleem. En toe staan meer Cabernet in my blend. Toe klomp gediskwalifiseer en toe is die volgende jaar een klaar gemaak. So toe moet ons nog 'n jaar uitmis en baie sal nou weet met genade het ons om daarom nou 3 jaar in 'n ry Maar die julle Perold is gekry. verjaar in dit in, hè? Ja, Julle en laas jaar en die vorige jaar. En jy moet daarom weet as jy verjaar in is dan kry jy deur TN se Cooperage nou in Engels kry jy 'n R100,000 prys om oorsee te gaan om Suid-Amerika toe gaan wat ek dink wonderlik is. Ja, dit gaan Kyk, interessant ons sit wees. en wag nog vir ons prys. Ons het 2 5's daar aangehad. 5. En Jy moet en ek bietjie het meer dadelik geloof aan hê. dit is baie interessant. Ons het die reël verander om De Wet is eintlik die ou wat met Cape Blends begin het. Hy's eintlik die pa van Cape Blends. So, julle moet hom geluk wens. So Willem, ek dink jy moet in jou eie woorde 'n bietjie spog volgende asseblief. Dalk kan ons 'n paar ouens kwaad maak. Ek dink of gaan- almal die wynmakers wat rondom ons sit ken Bellevue se geskiedenis en die diep waters wat deur ons gegaan het met die tye en wat ons maar altyd in 'n posisie was om met 'n klein Fiat Uno'tjie wat jy met baldraad en tange mekaar hou teen die Ferraris resies te jag en die laaste klompie jare is ons seker meer op die podium as wat meeste mense sou verwag het met 'n paar veranderinge. Ons het gereeld gesien in blinde proe waar ons wyne ook is en dan wys hulle wat die wyn is na die tyd en so jy het nie met jou eie hoed opgeproe nie. Het ons gesien die wyne het verbasend goed gedoen. En toe ons nuwe verkoopbestuurder het hy met die idee gekom, hoekom doen ons nie 'n benchmark tasting blind om net te kyk waar staan ons nie. En ons het toe 6 van ons wyne gekies en ons het gegaan en wat ons nou beskou as die benchmarks in elke kategorie. Jy kom sekere mense dit na want baie keer is daar miskien 10 benchmarks, maar jy kan nou nie altyd so groot proe hou nie. En het ons basies dan nou 'n blinde proe gehou tydens Cape Wine. Greg Sherwood was een van die paneellede, maar ook Caroline van Carolines, Lauren van Wine Concepts, Dan Nicol was daar, 2 Britse kopers en proeërs, Jono. So daar was 'n klomp mense wat wyn ken. En die idee wat is nie 'n kompetisie nie. Skoor altyd maar die wyne wanneer hy dit nou doen. En die res het dit maar baie informeel gedoen. Maar om 'n lang storie kort te maak, die wyne het werklik baie goed gedoen. Soveel so dat Greg in sy artikel wat hy vir Wine Magazine gegee het en op sy Wine Safari blog gesit het hy gesê en ek quote hom en ek hoop ek is heeltemal reg, maar dit iets in die lyn van this isn't supposed to look like an advertorial for Bellevue. Maar die wyne het baie mooi deurgekom. En ons almal weet as jy na daai wyne kyk, daar's nie een wyn wat nie 'n baie besonderse wyn was op daai proe nie. Julle wyn was ook daar net so goed gedoen. Die Kriekbil terloops is een van my gunstelinge wat meer die elegante kant van pinotage wys, wat nou maar my smaak is. Maar al die wyne het binne sê maar tussen 95 en 97 jy weet punte gekry. So niemand wie se wyn op die proe was behoort sleg te voel nie. Ja. Hulle kan die volgende dag die wyne proe en dan gaan dit weer bietjie anders lyk. Ja. Maar dit is altyd lekker om te sien en natuurlik sit jy gevaarlike dele op die blok want jy kan loslaaste in elke fluit gekom. Ja. So ons is baie dankbaar die wyne het mooi gewys, maar dit het bevestig wat terugvoer wat ons uit die bedryf en uit ons wynmaker vriende almal kry dat ons is nader aan waar ons wil wees as wat ons 5 jaar terug was. So ek wil Willem baie geluk weer eens. Jy kan baie trots wees en op die ou end is julle 4 mense wat hier sit en uit kompeteer, né? Maar julle kom baie mooi oor die weg. Maar ons moet nou, jy het vroeër verwys na die Engelse is nie genooi nie. Jy moet nou maar die storie vertel, Beiers de Wet, julle kan net vir ons bietjie vertel hoekom pinotage so 'n
slegte beeld op 'n stadium gehad het weens hierdie sienings en was dit legitiem op daai stadium of was dit nie legitiem nie? So ja, maar ek weet dis moeilike dinge, mense wil nie eintlik teruggaan na daai tyd toe nie, maar 'n mens moet dit tog aanspreek wanneer jy praat oor pinotage. Ek wil nog eers daai geleentheid gebruik. Kyk Blens, hoekom ons nie daarin is nie. Maar Ek en ander Ons lag ek en altyd. ander het lekker gesels oor ons daai. lag altyd verskriklik oor sulke goed. Maar Dit is vertel albei, werklik- vertel albei. Ons het die reël verander dat pinotage die grootste komponent in Kaapse versnitte moet wees, sodat die beoordelaars vir kwaliteit soek en nie vir pinotage, verstaan jy wat ek bedoel? En toe ons by die huis kom, toe sê ek vir Andrie, jy moet die persentasie pinotage bietjie opskuif, want pinotage het daai soet vrug. Dis iets wat ander variëteite nie het nie. Dit bring 'n balans daai eintlik. hy balanseer alles. So as jy van rond praat jy van pinotage. As jy van balans praat jy van pinotage. As jy van klassieke balans praat, dan praat jy eers van pinotage. So hy daai, en as jy Cabernet en Merlot saam met pinotage versny, dan moet die pinotage so aks meer wees, want hy moet in daai holtes van die Cabernet en die Merlot ingaan. Ja. Ons verstaan nie Merlot in Suid-Afrika nie. So, jy weet, hierdie ertjiesop, as jy daar gis en hy ruik dan ertjiesop, dan moet jy gaan huis toe gaan op jou knieë gaan bid. Want wie moet dit drink uiteindelik? So Ja. ek is Merlot is fantastiese variëteit. Maar maak hom reg, dan kry jy hierdie, dink aan Petrus. As ek Petrus drink en hy's in iewers is daar Petrus in en dan sê ek, "Jesus, hierdie Cabernet is nou mooi." En dis hoekom ek kan nie anders as om 'n Petrus as 'n goeie Cabernet te beskryf. Met die soet van die vrug, al wat ek in my kop het, is as jy 'n potjie maak en jy soek balans in jou pot en jy het nie genoeg wortels bygesit, die wortels is soet genoeg nie. Dan gaan gryp jy mos maar so 'n eetlepel tomatiesous of chutney. Ek is jammer die bladjang as dit dan nou nodig is vir daai bietjie balans, maar dis 'n heeltemal verkeerde vergelyking, Dirk. Ja nee, ek dink daai soetspesery laat my baie dink aan 'n goeie Malbec, jy weet. En ek dink dit gee hom daai drinkability, soos die Engelsman sal sê, maar ook die vermoë om met baie van ons vleise en disse te kan pair. En ek dink dis wat ons so lekker maak. Ek onthou Fransjo het altyd gesê, jy moet dan kou. Kan jy hom proe? Kan jy kou aan hom? En ek dink as jy daai juicy karakter en sappige karakter kry en jy kan kou aan hom, dan was ek en Fransjo nogal baie bly om die tafel en gesê hierdie is 'n goeie vat. Ons moet hom uitsit en kyk kom Fransjo nou kon vir 'n uur lank oor daai spesifieke vat dan nou romantiseer, so dat ek baie keer my sleutels vir hom gegee het en gesê het, hoorie so, oom weet waar ek woon, kom gee net my sleutels af as jy plaas uit, want ek dink ons albei was so lief vir pinotage en veral hy in daai opset, daai soet vrug, daai crunchy, chewy kind of character wat jy kry van pinotage. Jy het seker baie oggende as jy inkom, sit en praat hy nog oor daai selfe wyn. Ja. Ek gou vra nie kom praat nie. Nee, ek steek so lank vuur aan bo by die huis. Ek sê vir hom maak klaar. Hier na sy ou dag toe het ek letterlik vir hom net so 5 opsies op die tafel gesit, want as jy vir hom enigstens meer as dit gee, dan raak dit 3-4 ure. So ek het vir hom net so 5 opsies gegee. Veral vir sy eie versnit, vir sy Maar wat 'n passie het die persoon nie. Maar dit is 'n kunstenaar daai wat dit doen. Ja. Ek wil net sê Beyers vir my die onderwerp De Wet is nou maar nou is dit jou verantwoordelikheid. Ek wil nie vir my die storie vertel nie. O nee. Ek is jammer Beyers. Vinnig inkom. Ons praat oor wynmakers, nee. Ek het en oor verskillende gronde het ons nou gepraat, want ek en Jan Boland het altyd 'n ding oor grond en klimaat gehad en uiteindelik moes ek Jan gesê Jan, jy's reg. In pinotage speel grond 'n groter as klimaat, 'n groter rol in terroir. As jy daai twee as die hoofrolspelers in terroir vat. En ek moes hom sê, jy weet, skalies en
Hattens en Decomposed Granites en Coffee Clip, elkeen het sy eie geur. Maar Duimpie, 'n ander ding wat Duimpie ook gesê het natuurlik, Duimpie het gesê terroir, dan praat ons van terroir, dan sê hy, het jy al ooit 'n perd 'n Durban July sien wen sonder 'n jockey? Dit is die beste beskrywing. Dan moet daar iemand wees wat sy hand in die wingerd hou, iemand wat die manipulasie in die wingerd doen en in die kelder net sorg dat die wyn klaar is en so aan so. Ek moet sê oom Boland, ek sê nou maar oom Jan, het al die jare toe ek by hom 'n draai gaan maak het vir 'n onderhoud, toe het hy gesê hy kyk nou al na die temperature en hoe dit verander het in verskillende dele van Stellenbosch oor die dekades. So dit was vir hom regtig 'n passie om daai dinge op te teken. Ek wonder of hy dit iewers in 'n boekie beskikbaar het. Hy het sy, ek moet nog weer met sy kinders gaan praat. Ja. Maar kyk, hy was dokter Coetzee, nee. Ja. Hy was Eysterarms Coetzee, maar hy was dokter Coetzee ook, jy weet. Ja. Ek kan jou baie stories van Jan vertel, maar ons is nou op Pinotage, jy weet, maar die een moet ek vertel. Goed. Want dit is 'n skoon storieetjie ook. Jy weet, Jan het nie baie gepraat nie, nee. Ons sal nou teruggaan na 76 toe. Jan het nie baie gepraat nie, maar dan gaan ek en Jan Coetzee gaan ons nou vir 'n lang naweek wynproe doen. Dan sê hy net, môre, good night. Dis al nie. Hy het vir gesê hoe gemaklike is veral as dit in Engels moes wees. Dan het hy vir jou gesê jy moet praatwerk doen. Wat gaan nie saam met Pinotage nie? Wat het Jan gesê? Nee, maar dit is 'n ander storie. Dit is 'n langer storie. Hierdie is 'n kort storieetjie. Dan ek hou nogal van gesels, jy weet, jy moet dan tussenin kan gesels met die ou wat jy saam toer. Dan praat ek. Dan draai Jan op sy hak om aan loop hy. Ek is besig. En ek dink later, kyk, ek het ook aan my 6 flank en ek kan ook 'n bal uit 'n skram uithaal nie. Jan het die bal natuurlik pap gedruk en dan haal hy hom uit. Ek moes die hele bal uithaal. Nou sê ek vir Jan, hy het ook altyd gepraat van jy's nie onbeskof nie. Hy het gesê jy's ongepoets. Nou sê ek, Jan, jy's ongepoets. Jy kan nie omdraai, maar hy's Eysterarms nou so bietjie weg van hom uit. Ek sê, hoekom draai jy om as ek met jou praat? Lang stilte. Hy sê, ek wil jou nie donder nie. Daai lekker brei. Ag, ek dink hy's wat 'n ongelooflike mens was hy nie gewees nie. Ja, ek is baie lief vir Jan gewees. Ek het net gevindig op 'n hele ander noot. Ek het nog nie klaar met my storie. Okay. Die wat ek wil vertel het Merendal. Ja. Ou dink jy aan, ons het nie Merendal in die geskiedenis ingeskryf nie. So dink ek, as jy dink aan Delheim se eerste etiket vir Pinotage 1960 nie. En daai stukkie geskiedenis moet ons intrek. Merendal, die Staak wat Merendal in 1929 William Staak gekoop het, hy was die wingerdbouer van Elsenburg. So hulle het 'n 53 blok, 'n 54 blok en 'n 55 blok. En hulle het 5 hektaar van daai 55 blok nog oor. 25 oud, nee. Dink aan 'n ou wat 55 geplan, ou nee. Maar hulle het 5,7 hektaar oor. En hulle het 'n spesiale keller gebou net vir daai 5,7 hektaar. En Wade, wat 'n jong ouetjie is. Hulle het my genooi na die opening toe en die eerste wyn. Terwyl hy begin praat, raak hy aan die huil. So passievol is hy oor daai wyn en jy sal hou van daai wyn. Hy het ongelooflike middel. Maar hy daai rondheid en amper daai rooi vrug om hom, maar die middel. Ja, dis maar ek het gedink daai dag Pinotage het gearriveer, jy weet, hierdie youngster. Ja. Dirk, hulle is almal hier ons is almal ou manne al. Nee, ek weet nie, ek dink iemand wat 100 proe kan aanbied nog voor die jaar klaar is en ek gaan nou nie jou ouderdom, jy is mos nou nie vrou nie, mag het mos maar sê man. Ons het van 55 gepraat, ja, nee, maar Dirk, moet ek jou sê, as Dirk praat oor Pinotage, het ek al baie gehuil toe ek by die huis kom. My vrou sal sê Dirk huil die hele tyd. So, maar veral as dit kom by iets wat 'n mens lief is, maar as 'n mens gaan kyk na weer Merendal, jy weet, Bellevue en Warwick, dis waar die eerste seleksies gemaak was van ek wil amper sê die mees prominentste 3 klone wat ons gebruik het vir baie lank, totdat Kanonkop in die spel gekom het en Warwick. So dis daai manne het
het die grondwerk gedoen en ek dink die seleksies was gemaak van dit weer eens nie van een area af nie, maar regtig 'n klomp faktore in gedagte gehou toe hulle die eerste seleksies gemaak het, Ja. weet van P48 kom ons van Merendal af as ek reg is. Maar die interessantheid is, hulle is nou besig, die wet sal weet, ons gee sekere bedrag, ons het die laaste jaar of 2 bietjie opgestoor, 'n bietjie geldjies vir die 100 jaar, maar ons gee elke jaar 'n bedrag vir eksperimentering, en hulle is nou besig, universiteit saam met ons met klone, en die klone gaan meestal, wat interessant is, hulle noem met kanonkop kloon, of De Wet Viljoen kloon, of Dirk, of Julle het die bloed en sweet ingesit, ek dink dis reg. Maar weet jy wat Dis soos om lekker, strate te vernoem. maar weet jy wat lekker is, Moet die koetsie naam vooruit gaan, so. maar weet jy wat lekker is, as jy 'n Bellevue kloon kry, jy kan nie wyn gaan optel en gaan drink, so as jy dit wil plant, Bellevue, sorry, man. Tannie gaan my weer klap. Sy het geklap baie keer, maar ek nog nie onthou nie. Die Rusty Nails is van die klomp, ek dink dis die vraag waarna jy verwys. Ja, en, ja. Dit was 1976, as ek reg by is. 76. Toe die klomp Britse Masters of Wine na Suid-Afrika toe gekom het, en basies om nou, sonder om nou te veel detail in te gaan, by ons jy moet nou maar invul, hulle het pinotage afgeskiet, heeltemal. Waar ons gedink het, dis ons trots, en hulle het dit afgeskiet en gesê, dit proe soos Rustic Nails en Nail varnish, en ek bedoel, dit is om, soos vir jou kind te sê, dis jy baie mooi kindie, maar jy doen dit nie voel dit. vir so 'n bietjie soos wat hulle met die bokke probeer doen. Ja, Jy weet, ja, die noordelike halfrond. maar mens moet aanvaar van waar dit afkom, Ja. en dan moet jy nou maar aanbeweeg, maar ons Suid-Afrikaners is aanpasbaar. Die Engelse woord is resilient, en ek bedoel, ons gaan lê nie, en ek dink dit is pinotage gaan lê nie. Veerkragtig, né? Veerkragtig, ja, daar is die mooi woord. Ek dink dis my woord wat ek op jou bord gaan skryf. Okay, ja, ten minste vloek jy nie dan nie. Dit maar hulle, elkeen van ons het 'n storie daaroor, maar dit weet ek wil jou nie kort knip nie. Die interessantheid, daar was 'n klomp kelders wat aangehou het. Ons kan 'n reeks name, maar ander ouens het dit uitgehaal, en in totaal het hulle dit begin ligter maak. Hulle het self witwyn gemaak op baie stadium, en dis waar die isoamyl acetaat uitkom. Korrek. Die piesanggeure, want dis eintlik 'n gistingsgeur. Ja. En 'n pinotage is laer gegis teen 'n kouer temperatuur, en uiteindelik het vandat ons die pinotage assosiasie begin het die dissemination of knowledge, soos hulle sê, na die mense deurgegaan, hulle het weer kop opgetel, en begin wat, jy kry die pinotage geure is werklik by 13,5 tot 14,5 alkohol, kry daai werklike groot geure. Maar ek wou gesê het hulle plant nou pinotage in Nieu-Seeland en Duitsland, hoor ek. Yep. Julle weet daarvan, Ja. sekerlik. Ja, en die grootste aanplantings is in Amerika nog, in Lodi. Ja. En Paul Kemp. En ja, Paul Kemp, hy het soveel trofee gewen, en goed dat hy net Saterdag oop was op die plaas, en hy het alles verkoop. Ja. Ons was daar gewees, met 'n Cape Blend, met 'n Kaapse versnit toer, so 'n paar jaar terug was ons daar gewees, en Paul Kemp hy's 'n erelid van die Pinotage Assosiasie. Nou, as jy Kalifornië ken, Kalifornië as jy Pinot Noir het, en jy het Chardonnay, en jy kan 'n bietjie 'n goeie wyn maak, dan kan jy $50, $80, $100 'n bottel vra, maklik. En hy het so verlief geraak op Pinotage, hy het al sy Pinot Noir uitgehaal en vervang met Pinotage, en sy keller se naam is nou Loma Prieta. Ja, Loma Prieta, sy keller se naam is en hy is 'n erelid, hy is ongelukkig oorlede, maar in elk geval, hy het net Pinotage in sy kelder, en hulle die goedkoopste bottel Pinotage, en dit is nou al 10 jaar terug, het verkoop vir $50 'n bottel. Dit was die goedkoopste, en hy maak 4 of 5 verskillende Pinotage. Maar net so vinnig, voordat ek vir die man ook 'n kans gee, ek dink ons het die punt van die Rustic Nails, Pinotage het daai ding agter hom gesit, en ons het vorentoe gegaan.
Daai jurk is afgeskit. Daai jurk is heeltemal afgeskit. Net soos Afrikaans se kombuistaal jurk afgeskit is en dit in 'n dinamiese taal is. Ook jou vinnige vraagie oor aanplantings. Dit word aangeplant in Nieu-Seeland, Australië, Spanje, nie Spanje nie, Israel, Libanon, Brasilië, Oekraïne en Georgië dink ek ook nou. En nou in Frankryk. Ek het nou ouens wat my gedurig kontak wat nou besig is om 'n plaas te ontwikkel in Frankryk met pinotage. Maar en die laaste vinnige storieetjie. So in Sonoma is daar kelder met die naam van Jay. Ek en Beyers was ook daar gewees. Maak fantastiese vonkelwyne en fantasties. Hulle maak regtig goeie wyne. En daar het 'n Suid-Afrikaanse student het gaan pars daarso. En hy het 'n groot indruk gemaak op die wynmaker, die vroue wynmaker van Jay. En hy het toe vir haar oorreed. Daar staan die man. Ek weet nie of jy was ook daar gewees. Ja, ek was daar, ja, op die stadium. En hy het ek dink dit was jy nie, Dirk. Want hy het 'n ander indruk ook op haar gemaak. Ek is oud, nee. Maar hy het daar toe oorreed om reg agter die kelder was daar so 'n hektaar of 2 het hulle met pinotage geplant en hulle noem daai op hulle etiket the backyard of the back door pinotage en dit verkoop vir tussen $80 en $100 vir 'n bottel pinotage. En dis uitverkoop, dit verkoop net op allocasie. En dan raak jy mense hier kwaad as jy te veel wil betaal vir wel te veel in aanhalingstekens, want dit is nooit te veel nie. Ja, en ek dink oor die algemene kwaliteit is net so goed. Ja. Weer eens by dit te kom. Ek dink toe ons met pinotage begin het, was dit hierdie onbekende variëteit wat 2 maande vroeër as jou borde variëteite ryp word. So eerstens moet jy weet hoe om te hanteer in die wingerd en dan in integrale DNA het hy meer stikstof in sy mos wat beteken hy fermenteer vinniger. So ons moet hierdie 2 goed eers mooi uitpleis en sien hoe ons te werke gaan om te bestuur. En ek dink die oomblik toe ons dit vind, toe raak dit makliker. En weer eens, jy weet, ons kon in die UK 'n produk 2 maande vroeër al op die mark sit en 8 maande vroeër as wat Europa kon pas. Jy weet, op daai stadium en dit het vir ons baie wil ek amper sê voorsprong gegee. Ja. In die wêreldmark. So maar moontlik met die feit dat ons dit so onbekend was, het ons hom gemishanteer. Maar ek glo vandag word ons steeds bevoordeel deur dit en dit wys mooi so. Ek wil nog so baie praat, maar ons is nou al by 1 uur. Is dit al? En ek gaan net nou 3 vrae maak. Ons gaan nie 5 vrae vra nie. So vinnige 3 vrae en ek gaan sommer van links na regs elke keer beweeg. Okay. So ek dink dis ordentlike vrae hier en daar. De Wet, wat is die vreemdste desperate manier wat jy al ooit 'n bottel wyn oopgemaak het? In 'n skoen. In 'n skoen, jy sit 'n bottel in 'n skoen en dan kap jy hom teen die muur. Die kurk kom éventueel uit, maar ja, gaan Google dit of gaan kyk op YouTube. Jy kan 'n bottel wyn oopmaak deur dit in 'n skoen te sit. Oh my vader. Okay, dis het iemand anders nog raad. Ek het met toe ons getriomfeer het met die Wêreldbeker, het ek al pinotage uit 'n skoen uitgedrink, maar nog nooit met 'n skoen. En dit was nogal en dit was nie enige vellie nie, dit was 'n Springbok vellie. En ons het die persoon se vellie uitgehaal en 'n bottel Lavenier daarin ingegooi en daar was gedrink uit daai Springbok vellie uit. En hoe was die terroir? Wonderlik. Ek sit net elke keer en dink ek gaan nou daarby kom, maar dit is daar's 'n geur in sekere wyne wat ek baie lief vir is en dit is ek sê dit baie want ek het groot geraak met perde en so aan. Ja, en wanneer jy nou 'n saal gehad het, ons mag gewoonlik blootsgery. Die perde sweet in die leer. Ek gaan nou by 'n vraag kom en nou dink ek myself 'n vellie of jy daai want daar moet daar bietjie sweet, dit moes 'n baie goeie pel gewees het. Dis al wat ek wil sê. Goed. Wilhelm, vreemdste plek wat jy al ooit 'n glas wyn gedrink het. Ek dink baie keer in die film Spanglish. Dis nog Adam Sandler, een van sy goeie rolle en sit hy die chef
vreeslik depressief in die koelkamer en eet kaas en drink wyn, want sy restaurant het te hoë sterre gekry, soos en te veel druk op hom. So wat is die vreemdste of die interessantste plek wat jy 'n glas wyn gedrink het? Ek dink die mees onwaarskynlike plek was, toe ons nog militêre diensplig gedoen het ek met die militêre diensplig 21 geword in Ovamboland. En die beste wat jy dalk daar kon kry in 'n militêre kroeg is gewoonlik maar bier. En daar was 'n senior offisier wat baie lief was vir wyn. En toe hy hoor ek hou ook van wyn, het hy vir my genooi om 'n draai te kom maak. En dit was 'n pinotage, en as ek reg onthou, nou moet ek mooi dink. Dit was nie een van die bekende. Is dit die spier nie? Vandag spier was daai tyd omtrent een van die bekende ouens vandag, in die sin van wat ons nou onder pinotage reken nie. Ek sal mooi moet gaan dink wat dit was, maar heeltemal onverwags om wyn daar te kry in plaas van net die gewone bier. Moes 'n spesiale oomblik gewees het vir jou. Ek sal baie huil as ek hier so toegang. Dirk, het jy 'n interessante plek? Nee, ek dink vir my gaan dit oor saam met wie jy dit drink. Ons het net al gepraat van 'n blinde proe, jy weet, as jy 10 wyne voor jou het, die slegste wyn in daai proe, as jy 'n dag saam met die persoon spandeer wat dit gemaak het, hy of sy, en jy drink daai wyn die aand later, as jy nou 3 uur die nag daar in die privaat keller inloop, dan sal dit die beste wyn wees. En ek dink die omgewing en die persoon wat jy dit mee drink is die belangrikste vir my baie keer. Beiers, die vreemdste interaksie wat jy nog ooit met 'n kliënt gehad het, die belaglikste ding wat iemand nog ooit vir jou gevra het oor 'n wyn, of gevra het om te doen of te maak? Dis seker 1000 vreemde vrae, maar kom ons, die vreemdste is altyd, is pinotage 'n blend? Yes, as jy my dit vra, dan moet ek omdraai soos Jan. Want dis die simpelste vraag. En toe het ek 'n ding geskryf, 'n poem vir pinotage. Pinotage Maas Afrikaans, nie wit, swart en bruin nie. En vier verse, en Koos Kombuis het dit toe gesê, kan ek dit kry, en hy het toe 'n pinotage song geskryf. En 'n ou moet luister daarna, want dit is vir 'n simpel vraag. Pinotage is 'n variëteit, dis 2 Vitis vinifera's wat gekruis is. 2 Franse variëteite. As dit 2 Amerikaanse is dit ook 'n variëteit, maar as dit Amerikaans-Frans is, dan is dit 'n blend, wil ek amper sê. So, ken jy die gedig uit jou kop uit? Ek ken dit so gedeeltelik, ek lanklaas dit opgesê. Ek gaan maar kom en dit kom afneem. Gaan jy dit vir ons Natuurlijk, ek sal dit sing. Die vreemdste interaksie met 'n kliënt, of versoek wat hulle gehad het, of iets wat hulle gesê het. Nee, die vreemdste, kyk, jy kry wynskoue leer vir wynmakers om hare op hulle tande te groei, want En is in vir humor, en jy moet byt op jou lip, maar ek dink nie vreemd nie, maar mees irriterendste interaksie op enige wynskou, en hulle kan ook sê, as jy vir iemand wyn gooi in hulle glas, en hulle lig die glas op, dan het ek 'n kleintjie dood daarin. Want ek weet hoeveel om vir jou te gooi. Ek sal nie vir jou 'n vol glas gooi, maar moenie die glas oplig nie. So en dan James Dis by 'n proe. Dis 'n proe en James by een van my gunsteling musikante sing 'n liedjie met die woorde put up your best fake smile. En dan sit jy daar so en jy lag vir daai tannie met haar Sand & Woak skoene en gelaggie. So ja, lang antwoord. Moenie jou glas oplig, ek hou nie daarvan nie, regtig nie. Willem, met watter wyn beïndruk ek jou, as jy nou my die dag nooi vir ete en ek moet nou 'n bottel wyn vat? Jy weet, soos om vir 'n chef kos te maak, dis 'n moeilike ding daai. Ek dink enige wyn met regte elegansie. Ek dink soos ons almal ouer word, jy begin altyd met reuse wyne. En dan later gaan dit meer na die wyne wat dit meer oor die aromatiese komponent gaan. So ek is deesdae baie lief vir pinotage met elegansie, nie noodwendig die blockbusters nie die voorrymanne of die boksers nie, miskien die swemmers nie, gimnaste. Is daar een wat jy kan uitwys wat nie jou eie is nie? Ja. My paar gunsteling pinotages behalwe my eie
redelik onlangs die Kriekbult, want dis 'n nuwe wyn. Dirk knyp my hier onder die arm. Jy moet Lavenier sê. Ons is op pad na hom toe, maar ons gaan hom laat sweet eers daarvoor. Del Vera se Veracruz is vir my 'n baie mooi pinotage. Die Lanzarak hou ek van wat op die stadium van ons druiwe gemaak word, hulle commemorative. Lavenier in ou Frannie Domingnat se dae, dis 'n pinotage wat baie lank terug al 'n goeie wyn was. Dis soos die ou wat 'n ou Mercedes ry het, lank terug al geld gehad. Dit is die styl wyne wat ek van hou. Die meer in jou gesig wyne is miskien wyne wat raak geproe word deur 'n paneel as daar 100 pinotages om te proe makliker. Ek hou van die wyn wat ek onder my boom by die huis kan gaan sit en rustig 'n bottel uitdrink alleen sonder dat dit harde werk raak. Ja. Maar dis persoonlike voorkeur. En mense is vir my te veel gepla met is dit beter of is dit swakker? Ja. Partykeer is 'n ding net anders. En dis waar persoonlike voorkeur inkom, maar ek hou van die pinotages wat respek aan die Pinot Noir en die Cinsault ouers. Ek hou van Cabernet, maar dan drink ek 'n Cabernet. Ja. Dirk, watter wyn beïndruk ek jou mee? Nee, ek wil daar inkom, jy weet, ek dink as 'n mens van 'n keller perspektief praat en van 'n wynmakers perspektief, baie keer drink jy baie van jou eie wyn. En soms sê ek vir my vrou, maar kom ons gaan Saterdag en ons gaan probeer 'n bietjie wyn, jy weet. En na die dag as ons nou in die bakkie op pad terug is huis toe, nou vra ek vir hoe was die dag? Sy sê dit was wonderlik, jy weet. Ek sê wat het jy gedink van die wyn? Ons sal wyn ergens geproe het. Sê sy nee, die wyn was baie goed gemaak en dit was lekker, maar daar was iets weglaatbaar. En ek dink daai weglaatbaarheid vir my gaan altyd oor. Die wyn kan tegnies baie goed gemaak word en afgerond wees, maar het die wyn siel. As die wyn nie siel het nie, dan is dit nie vir my wyn nie. So partykeer voel dit vir my, gaan terug na hoe dit proe op die palet, vertrou jou eie oordeel en maak iets met 'n siel. En die moment as jy iets soos dit maak, mense sal dit verstaan en mense sal dit wil koop en geniet saam met vriende en familie. Beyers, jy het ook al op interessante plekke wyn geproe. Waar was jou interessantste plek wat jy 'n glas wyn gedrink het? Sjoe. Die interessantheid, Pakhuispas. Waar is op Pakhuispas? Pakhuispas. Jo. Ek dink Leipold lê daar. Ja. Ek dink hy aand het hy opgestaan. Yes, maar ons het wyn gedrink. Net so aan die ander kant sy graf. Ek dink hy het opgestaan want hulle sê Leipold het gehou van wyn ook. Ja. Want hy het gesê persoonlik Leipold, Perold is die ou wat die beste Afrikaans en Engels kon praat wat hy geweet het, maar hy kon 8 tale vlot praat, Perold. So dit was in die Pakhuispas, net aan die kant Leipold se graf. En terwyl ek nog by jou is, as jy 'n wyn was, wat se wyn sou jy gewees het? So wat se wyn is jy, as jy 'n wyn was, wat se wyn is jy? As ek 'n wyn is, sal ek 'n pinotage wees, natuurlik. Nee, spesifiek, ek soek spesifieke name. O, jy praat van... Ek soek 'n spesifieke, soos 'n, jy weet. Maar nee, okay, ja, maar jy kom maar soos... Willekrans. Okay. Want dit is wild en dit is 'n krans. En is dit in die see, so met ander woorde, ek hou van die see, ek hou van die Atlantiese invloed en dan... Jy weet daai geure by die see is ons anders, dit is sagter, dit is ronder, maar die wildheid. Wil jy nie 'n spyker gewees het? Ek wou vir julle vra wat se as iemand vir jou iets sê oor jou wyn wat jy absoluut haat, wat sal dit wees? So ja. Maar jy weet met sy spyker is ook eintlik reg, maar ja, so 'n pinotage. Ja, by die see. So 'n pinotage by die see. Jy weet jy mag nie nou sê by Dirk sluit aan, ja. Ek stem mee saam, ek dink oom se soektog na Kriekbult was 'n jarelange soek tog, ja. Ja, ek het gister 'n bottel in die hand gehad. Hy wou met alle mag daai stuk kop besit het en ons weet hoekom, jy weet die grondtipe en die goed wat Henri en wat deur die stelsel nou kom produseer van Kriekbult is net ongelooflik. Ek dink dis 'n bult wat ons almal wil besit en oom besit hom nou vir sorry, laat ek sê oom. Ek wil nou net sê nou ek ook sê ek kan nie vir Beyers sê oom ek noem hom altyd oom. Ek weet nie hoe vandag Beyers noem nie, maar ek het gister 'n bottel Kriekbult in die hand gehad want ek het dit gegee vir 'n ou, hy sê vir my hy drink nie wyn nie. Maar hy weet nou ons ken wyne goed. Hy sê dit by my koop asseblief. Jy weet bring net 'n bottel wyn want hy moet na funksie toe gaan, hy moet 'n grand wyn vat. En Marius gaan kyk so in sy wyn. Hy sê wag, hier's 'n Kriekbult wat die Fransman van Vinia vir hom gegee het
toe hy hier was. Toe hy dit vir hom gegee, toe sê hy, dis 'n goeie wyn. De Wet, laasens, jy mag nie sê Beiersloof nie. Ek is nou jammer. Dat jy dit natuurlijk. wat se wyn sal jy sê is jy? Wat jou persoonlikheid verteenwoordig? Ek dink my persoonlikheid is omdat my wynloopbaan het begin in Wellington. Ek het 'n baie sagte plekkie vir Wellington, 'n baie sagte plekkie vir Chris Roux wat nou nie meer met ons is nie, my eerste baas, so dit sal 'n La Cave Pinotage wees. Sjoe, ja. Dis 'n fantastiese reeks daai, né? Ja. Baie goeie reeks. Julle ouens, dis nou alwaar vir ons tyd het, dis my baie swaar. Ek weet nie hoe om te sê hoe bevoorreg ek is dat julle al die pad deurgekom het vir hierdie opname nie. Geluk met die 100 jaar van Pinotage, mag dit net nog meer verder uitgebrei word reg oor die wêreld en dat ons ook kan begin $80 begin vra vir 'n bottel wyn en so wat ek dink Suid-Afrikaanse wyn in terme van kwaliteit geregtig op is. Ek weet jy het nog ietsie na, maar jy moet maar uitstel. Want ek wil graag vir julle bly. Jy kan van die nuus lees, jy kan nuus lees baie. Ek sal die nuus lees. Ek sal graag wil. Ek het daar nooit nie, maar skryf net die goed neer, ek sal praat. Een gou storieetjie. Jy het gevra wat is die beste wyn? Paul Sauer moes 'n speech maak. Politieke speech. En hulle dink toe omdat Paul die gasheer is, dit gaan kanonkop wyn wees. Toe hulle weer sien, is dit hierdie 5 liter kannetjies wat jy so oor jou skouer dra moet. Toe staan dit op die tafel. Jesus, die ooms het die tannies het hoetjies op, die oom het propellers op. Sê die ou, wanneer Paul, jy moet kom praat. Sê nee, ek praat nie nou nie. Die tannie se hoetjies sit toe skeef later en die oom se propellers al ook skeef en Paul sê ek sal nou praat. En al wat hy doen, hy sê die beste wyn is die wyn in jou glas. En dis so waar. Of dit Tassenberg is, of dit die beste Bordeaux is, of die beste Pinotage, die wyn in jou glas is die beste wyn. Ja, ek stem. Gesondheid op dit julle. Gesondheid. Baie dankie. Gesondheid. Baie dankie aan al my gaste weer eens vir vandag se episode. Hier is 'n stukkie van Koos Kombuis se Pinotage liedjie. Pinotage, dis die een vir my. Pinotage, hy maak my vry. Pinotage, dis maak my lief vir elke vrou. Dit hou my blink, dit laat my dink en maak my flink as ek die missies vry. Pinotage, dis die een vir my. Pinotage, maak my so bly. Pinotage, gee my krag vir elke dag. Pinotage, wie sou dit kon verwag? En soos gewoonlik sluit ek af met 'n wynfeit. Nou weet ek nie of dit deesdae gaan werk of jy dit al gedoen het nie, maar blykbaar het die Romeine 'n stukkie geroosterde brood by wyn gevoeg om onaangename geure te absorbeer en te versag. Daar's my wynfeit vir hierdie week. Jy is baie welkom om met my te kommunikeer op brink@rsg.co.za. Ek hoor van jou, wat dink jy van vandag se episode en stuur daar jou indrukke van die wyne wat ons vandag geniet het. Ek wil ook baie dankie sê aan Ashwin Klassen. Hy is ons audiovisuele beeldregisseur vir die pragtige musiek om klank te bied aan ons reine wynheid. Sien jou weer volgende week net hier op die RSG Bekbazaar.